Goeiemôre vriende, ons vertrou dat u 'n goeie nag se rus gehad het en ons is die Here innig dankbaar dat ons weer andermaal kan saam wees so rondom sy wonderlike woord. En vanmôre gaan ons aangaan met ons reeks uit die boek Spreuke. Vanmôre lees ek vir u Spreuke 15 vers 11. Daar staan: die doderyk en die plek van vertering lê oop voor die Here. Hoeveel te meer die harte van die mensekinders. Vers 11 in een van die ander vertalings sê: vir die Here is die doderyk en die onderaardse diepte nie verborge nie. Hoeveel minder die gedagtes van mense. Ag vriende, ons beleef 'n tyd waar mense dink hulle kan maak wat hulle wil, sê wat hulle wil, doen wat hulle wil, en daar is geen rekenskap wat van hulle geëis gaan word nie. Mense reken dat wat hulle in die duisternis sê nooit eendag in die lig geopenbaar sal word nie. Mense reken dat as my pa my ma nie sien nie, of as my werkgewer of een of ander persoon nie sien wat ek doen nie, is ek eintlik skotvry as ek wegkom daarmee. En nou wil ek vanmôre vir u die waarheid van God se woord kom gee. Die Here sê van ons: die doderyk en die plek van vertering lê oop voor die Here, hoeveel te meer die harte van die mensekinders. Wat beteken hierdie vers en wat wil die Here vir ons kom leer? En vriende, as ons die Bybel gaan bestudeer, dan sien ons baie duidelik dat die Here is alomteenwoordig. Alomteenwoordig beteken daar is geen plek in die hemel of op aarde waar die oog van die Here nie is nie. Waar die Here nie hoor nie, waar die Here nie sien nie, waar die Here nie presies weet wat aangaan nie. Ons lees dit op verskeie plekke in die Bybel. Ek lees gou vir u wat staan in Job 26 vers 6. Job sê: naak lê die doderyk voor hom en die plek van vertering het geen bedekking nie. Pragtige woordkeuse. Daar is geen bedekking. Met ander woorde, die oë van die Here kan nie toegemaak word nie. Daar kan nie 'n sluier getrek word oor sy oë dat hy vir 'n oomblik nie sien nie. Alles is oop en bloot voor hom. Job 28 vers 22 en 23 sê vir ons: die plek van vertering en die dood sê: met ons ore het ons die gerig daarvan gehoor. God weet die weg daarheen en hy ken die woonplek daarvan. En vriende, die gedagte wat Salomo hier wil deurgee is eintlik heel eenvoudig. Salomo sê as alles oop en bloot voor God is in die doderyk, in die plek van die dode, daar waar die mense is wat gesterwe het, die siele van die ontslapenis, hoeveel te meer die harte van mense wat nou nog lewe. As God dan alles weet van wat in die doderyk aan die gang is, en hy ken elke individu wat daar is, elke siel van elke persoon wat geleef het met elke werk wat hulle gedoen het op aarde, hoeveel te meer die mens wat nou nog lewe. Die Bybel sê vir ons in Spreuke 15:3, op elke plek is die oë van die Here en hulle beskou opmerksaam die slegtes en die goeies. Met ander woorde, die Here beskou opmerksaam. Daar gaan niks by sy oog verby nie. Daar is niks wat ons kan doen wat God nie van kennis dra nie. Die Here sê vir ons dan in Psalm 38 vers 10 die volgende: Here, voor u is al my begeertes en my gesig is vir u nie verborge nie. Hoor u wat staan daar? Voor die Here is selfs my begeertes bekend, en selfs die kwessie as ek net sug oor iets wat miskien gebeur het, is dit vir die Here nie verborge nie. Selfs die woorde van my gesig is vir die Here dan bekend. En daarom, vriende, kom Salomo en hy vra die vraag, en dit is eintlik so kosbaar as hy vir ons sê, dat dink ons as mensekinders wat leef, as God alles weet van wat in die doderyk aangaan, dat ons miskien iets vir hom kan wegsteek? Die pragtige woorde van die profeet Jeremia, wat vir ons redelik bekend is, wil ek net weer vir u lees, dat ons net weer die hart van die saak kan verstaan en kan besef met wie ons te doen het. Jeremia 17 vers 9 sê: bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit. Wie kan dit ken? Jeremia vra die vraag en hy sê: wie kan die dieptes van 'n hart van 'n mens ken? Wie kan die diepste ken van ons wese, van ons binneste? En die volgende vers antwoord hy sommer dadelik. Hy sê: ek, die Here, deursoek die hart, toets die niere om aan elkeen te gee na sy weë volgens die vrug van sy handeling. Dit is so besonder as ons hierdie waarheid lees, dat die Here weet wat aangaan. Die Here is nie onbewus, vriende, van wie ons is en wat in ons harte aan die gang is nie. Ek lees dit weer vir u 'n paar verse uit Psalm 139, so besondere psalm in die Bybel. Daar staan in vers 7 die volgende: waar sou ek heen gaan van u gees en waarheen vlug van u aangesig? 'n vraag wat die psalmdigter vra. Hy sê: klim ek op na die hemel? U is daar. En maak ek die doderyk my bed? Kyk, u is daar. Neem ek die vleuels van die dageraad en gaan ek by die uiteinde van die see woon? Ook daar sou u hand my lei en u regterhand my vashou.
En as ek sê, mag tog net die duisternis my oorval en die lig nag wees tot my beskutting, of beskutting, dan is selfs die duisternis vir u nie donker nie, en die nag gee lig soos die dag. Die duisternis is soos die lig. U sien, die psalmdigter het tot hierdie kosbare en wonderlike gevolgtrekking gekom, dat die Here my ken beter as wat ek myself ken. Die volgende vers sê, want u het my niere gevorm, my in my moeder se skoot geweef. En hierdie hele gedagte, vriende, moet ons in aanbidding bring voor die Here. Dit moet ons nie opstandig maak nie, dit moet ons nie verwant maak nie, dit moet ons nie rebels maak nie. Ons moet besef, ons lewe is nie ons eie nie. Mense sê een lewe leef dit voluit. Maak wat jy wil. Ek het onlangs 'n man die uitspraak gehoor maak, toe sê ek bly in 'n vry land, ek kan maak wat ek wil, ek kan sê wat ek wil, ek kan doen wat ek wil. Watter dwaase uitspraak, want selfs in 'n land soos Suid-Afrika, waar ons in 'n demokrasie onsself bevind, kan almal nie maak wat hulle wil, doen wat hulle wil en sê wat hulle wil nie. Daar is gevolge. En dis presies wat Salomo vir sy seun kom leer, en ook vanmôre deur die Heilige Gees vir ons kom leer, is dat ons moet weet dat die Here ken ons harte, en hy gaan ons eendag daarvolgens beoordeel. En daarom as kind van die Here moet ek versigtig voor die Here lewe. Ek moet werklik vir die Here vra dat hy my wysheid sal gee in my wandel met hom, sodat ek hom welbehaaglik kan dien. En vriende, hoe kan ek 'n rein hart hê? Hoe kan ek 'n gedagte hê wat gevul is met God se waarheid, sodat ek, wanneer ek weet en die gedagte hoor dat God weet wat ek dink en wat in my hart aangaan, dat ek nie daar hoef bevrees te wees nie, is die antwoord wat die Here vir ons gee. Want u sien, Hebreërs 4 kom leer vir ons 'n wonderlike waarheid. Die gedeelte in Hebreërs 4 sê, want die woord van God is lewendig en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. Dit dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van ons hart. En daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. So, die Hebreërs skrywer kom en hy sê, terwyl die Here alles weet wat in ons harte aangaan, wat in ons denke aangaan, nog voor ons 'n optrede het, dan weet hy daarvan. Hy wat alles weet, is ook die een wat weet wat ek vanmôre bedink. En vriende, dit kan hom wel behaaglik wees as ons sy woord wat lewendig is en kragtig is en skerper as enige tweesnydende swaard is, toelaat om ons lewens dan in te dring, skeiding te maak, te oortuig, ons te bring by belydenis, in afhanklike gehoorsaamheid te vra, Here, vorm my en maak my net soos u wil, op u slegs wag ek nederig en stil. U sien, dit is die groot geheim van die pad saam met die Here, is om nie vir die Here goed te probeer wegsteek nie, maar vir die Here te sê, Here, omdat alles oop en bloot voor u is, wil ek u vra, heilig my, reinig my, suiwer my hart, sodat ek voor u kan wandel, dat of ek nou in die donkerte is waar niemand my sien nie, of ek in die helder lig wandel, of ek nou by die see is wanneer ek vakansie hou, of ek by my werksplek is, of ek nou alleen by my huis is, terwyl my man by die werk is, en of ek by die werksplek is, terwyl my vrou by die huis is, of ek by die skool is, Here, terwyl my pa en my ma by die huis is, maak nie saak nie, u oog sien my, en u oor hoor, en u weet wat aangaan, en ek wil so lewe, dat u woord konstant my hart rig, en my hart neig na u waarheid, sodat ek voor u welbehaaglik kan leef en kan wandel. Want, vriende, ons is op pad na God se oordeel. Ons moet tog nooit hierdie ding probeer wegredeneer of nie gereeld daaroor praat nie. Dis nie 'n somber gedagte, dis nie 'n gedagte wat ons negatief maak nie. Inteendeel, dit maak ons opgewonde, want as ons die dag van oordeel voor oë hou, dan kan ons 'n sinvolle lewe leef. Een van die Puriteine, een van die groot kerkleiers of groepe wat in die kerk was, het gesê, Lord, paint eternity on my eyeballs. Here, skryf die ewigheid op my ooglede, dat ek gereeld kan dink aan die dag van rekenskap. Want u weet, u sien, u hoor. Heilig my deur u woord en rig my voetstappe, sodat ek u in alles welbehaaglik kan wees. Mag die Here ons genade gee, vriende, dat ons sal weet, selfs die doderyk is oop en bloot voor die Here, hoeveel te meer die harte van die mensekinders. Here, hier is my hart, neem my lewe, laat dit, Heer, u gewy wees meer en meer. Vriende, groete vir u, seën vir u, mag die Here u versterk deur die waarheid van sy woord en die opbou in die allerheiligste geloof. Groete en mooi dag verder, Tara.